Goeiedag geliefde luisteraars. Dankie dat julle ingeskakel het om te luister na vandag se program. Ek wil vandag gesels oor hoe hanteer ons teleurstellings. Ons is tog almal bekend met teleurstellings, want die lewe gaan tog nie altyd net goed nie. Soms plaas ons al ons hoop en vertroue op 'n saak en dan word ons teleurgestel wanneer dit nie gebeur soos ons gehoop het nie. Dalk het jy gehoop dat jy 'n werksgeleentheid gaan kry. Dalk het jy gedink jy het werksekerheid en dan skielik het jy jou werk verloor. Of miskien is jy al so lank al mismoedig want jy hou aan probeer om werk te kry en elke keer as die antwoord kom is jy opnuut teleurgesteld. Soms is ons so teleurgesteld as ons kinders nie die mylpale behaal wat ons vir hulle gestel het nie. Hierdie is sommer net voorbeelde, maar ek is seker dat elkeen wat vandag luister kan sommer dadelik dink aan 'n situasie waar hulle teleurgesteld was. Ek dink as daar nou 'n mens was wat geweet het wat dit is om teleurgesteld te wees, dan was dit Job. En ek wil stil staan en die gedeelte lees in Job 30, want ek dink dit beskryf so goed oor hoe ons dit soms ervaar. En ek lees vir ons vers 10 tot 31. Hulle het 'n afskeid van my, staan op 'n afstand van my af, en ons sien my nie, om in my gesig te spoeg nie, want hy het my boogsnaar losgemaak en my verneder, so het hulle dan teenoor my die teel laat skiet. Aan die regterhand staan die gespuis op, hulle stoot my voete weg en gooi hulle onheilspaaie teen my op. My pad verniel hulle help om my te laat val, sonder dat hulle self 'n helper het. Soos deur 'n wye bres kom hulle, te midde van die pynhope kom hulle aanrol. Verskrikkeringe is teen my gerig, hulle vervolg my hoogheid soos die wind, en soos die wolk het my geluk verbygegaan. Daarom stort my siel om nou uit in my, dae van ellende hou my vas. Die nag deurboor my gebeente, en dit val van my af, en my knaande pyn rus nie. Deur goddelike oormag is my kleed ontredder, soos 'n knaag van my lyfrok omspan dit my. Hy het my in die modder gewerp, en ek het dit so stof en as geword. Ek roep U aan om hulp, maar U antwoord my nie. Ek staan daar, en U staar my aan. U seuns my verander. In die barmhartige, deur die sterkte van die hand, behandel U my soos 'n vyand. U hef my op die wind, laat my daarop ry, en U laat my vergaan in die stormgedruis. Want ek weet, U wil my na die dood toe bring, en na die huis waar al die lewe saamkom. Maar sal iemand by die ineenstorting nie nog die hand uitsteek, of by sy ondergang om die rede om hulp roep nie? Of het ek nie geween oor hom wat harde dae het nie? As my siel nie bekommerd oor behoeftige nie, want ek het op die goeie gehoop, en onheil het gekom, en ek het gewag op lig, en donkerheid het gekom. My ingewande kook sonder ophou, dae van ellende het my teëgekom, en ek gaan daarin in rou, sonder son. Ek staan op in die vergadering, ek roep om hulp. Ek het 'n broer geword vir die jakkalse, en 'n vriend vir die volstruise. My vel het swart geword en val van my af, en my gebeente gloei van hitte. So het ek dan my siter 'n rouklaag geword, en my fluite stem van die wat ween. Ons almal weet wat dit is as die teleurstellings kom, en jou lewe pas nie meer in die boksie wat die mense vir jou wil laat inpas nie. Hoe vinnig hulle dan nie hulle rug op jou draai nie, maar selfs vir jou kan begin agtervolg. Dit voel asof God vir jou in die vuur ingelei het, en dat hy daar vir jou alleen gelos het, asof jy bid, en nie net word jou gebede nie beantwoord het. Dit voel asof God net verder en verder van jou wegtrek. Soos die mense, wie jou vriende was en jou familie is, soos wat hulle jou verstoot, so voel dit asof God jou verstoot.
en jy kan nie eers meer sy teenwoordigheid ervaar nie. Dit is menslik om naderhand te twyfel daaraan of God ooit bestaan. Want as jy rondom jou rondkyk, is alles dood en donker en sonder hoop. Dis dan menslik om oor en oor te vertel wat met jou gebeur het. Hoe jy nie net hierdie verskriklike teleurstellings moes ervaar nie, maar ook hoe die mense jou verstoot het. En elkeen wat dit hoor, sympatiseer met jou en wat aan jou gedoen is. En in die oomblik van sympatisering begin hulle dalk woorde van ongeloof vir jou uitspreek. Jy gaan nooit kan herstel van dit nie. Jy gaan sukkel om werk te kry. Jou kind gaan nooit weer dieselfde wees, daar is nie hoop nie. En dalk in 'n oomblik waar die sympatisering uitgespreek word, voel jy vir 'n oomblik verligting, want iemand luister. Iemand verstaan wat jy deurgaan. Maar die oomblik as jy daar wegstap, gaan daar 'n kleed van swaarmoedigheid om jou val en jy gaan meer en meer moedeloos word. Want almal met wie jy praat, versterk jou ongeloof en twyfel en laat jou glo daar is nie hoop nie. Dawid was ook 'n man wat bekend was met teleurstellings. Hy het geweet, daar is net een plek om nie in te gaan met sy seer. Hy het geweet wat dit is om by God te ween. Ek lees vir ons Psalm 77, vers 2 tot vers 10. My stem is tot God geroep, my stem is tot God, dat hy na my kan luister. Op die dag van my benoudheid soek ek die Here. S'nags bly my hand uitgestrek sonder om moeg te word. My siel weier om getroost te word. As ek aan God dink, moet ek steen, pynsak, dan versmag my gees. U hou my ooglede oop, ek is onrustig en kan nie spreek nie. Ek dink oor die dae van die voortyd, oor die ou jare. Ek wil dink aan my snare spel in die nag, wil pyns met my hart en my gees deurvors. Sal die Here vir altyd verstoot en nie verder goedgunstig wees nie. Sal sy goedertierenheid vir altyd opwees. Is dit met die belofte gedaan van geslag tot geslag? Het God vergeet om genadig te wees, of het hy in toorn sy barmhartigheid toegesluit? Toe het ek gesê, dit is my grootste bekommernis, dat die regterhand van die Allerhoogste verander. Is dit nie tog maar ons grootste bekommernis nie? Dat God sy rug op ons gedraai het, en dat hy nie ons gebede gaan verhoor nie. En dit is wanneer ons 'n besluit moet neem rondom geloof. Want geloof is nie 'n emosie nie. Die geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Geloof is 'n besluit wat jy neem om God te vertrou. Ek dink dit is dalk die grootste les wat ons by Dawid kan leer. Want dit maak nie saak wat sy omstandighede keer op keer was nie. Hy het sy hart gaan uitstort by Vader en dan begin om geloof te spreek in sy situasie. Hy het geweet wat dit is om sy siel aan te spreek tot geloof in oomblikke van twyfel. Psalm 62 vers 5 tot 8. Wees maar stil tot God my siel, want van hom is my verwagtinge. Sekerlik, hy is my rots en my heil, my rotsvesting. Ek sal nie wankel nie. By God is my heil en my eer. Die rots van my sterkte, my toevlug is in God. Vertrou op hom, altyd o volk. Stort julle hart uit voor sy aangesig. God is 'n toevlug vir ons. Terwyl ons deur teleurstellings gaan, is daar 'n geleentheid vir Christus om homself aan ons te openbaar. Matteus 11 vers 28 tot 30 sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Want my juk is sag en my las is lig. Daardie oomblikke leer ons en ons ondervind hoe Jesus sy hart oopmaak vir ons, sodat ons al ons seer daar kan neerlê en van hom vrede ontvang. Hy leer ons wat dit is om ten spyte van omstandighede, ten spyte van seer en laste, en mense se woorde wat soos messe deur jou hart sny, vrede te kan vind.
Hy openbaar homself aan ons. En hy leer ons meer van wie hy is. En die eerste is liefde. Hy is liefde. En in sy liefde kan ons begin om aanvaarding te vind vir alles wat so uit mekaar en deur mekaar is in ons lewe. Ons leer om in sy liefde daardie dinge wat soos messe deur ons hart steek, te aanvaar. En as daar aanvaarding is, dan is daar vrede. Paulus sê in 2 Korintiërs 12 vers 7 tot 10. En dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaringe nie sou verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van Satan, om my met die vuis te slaan, dat ek nie my sou verhef nie. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy van my sou wyk, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat ek die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behaag in my swakhede, in mislukkinge, in node, in vervolginge, in benoudhede, om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Sal dit nie wonderlik wees om in volle oorgawe vir Papa Vader te vertrou nie? Jeremia 29 vers 11 sê, want ek weet wat gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. God alleen weet wat hy vir ons lewe bepaal het, en ons moet hom in volle oorgawe vertrou. Vers 12 en 13 sê, dan sal julle my aanroep, en heen gaan en tot my bid, en ek sal na julle luister. En julle sal na my soek, en vind, as julle na my vra met julle hele hart. Wanneer ons Papa Vader vertrou, en hom aanroep, sal hy ons gebede hoor. Hy gaan die versigtinge van jou hart hoor, en hy gaan vir jou vrede gee. Wanneer jy seer kry, en teleurstellings deurgaan, wees versigtig met wie jy jou storie deel. Soos wat ek vroeër genoem het, sommige gaan dit hoor en met jou simpatiseer. Ons het nie simpatie nodig nie, want simpatie laat ons voel asof ons die reg het om verontreg te wees, en ons het nie. Want Christus het aan die kruis gesterf vir ons genesing. Praat met vriende, wie jou geloof gaan versterk. Toe Dawid vir Saul gevlug het, het sy vriend Jonathan gekom om hom te bemoedig. Hy het vir Dawid herinner en bemoedig aan God se beloftes. Wees jy ook so vriend, wat bemoedig en herinner wanneer jou vriende verslae is. Laastens wil ek almal bemoedig, om nie toe te laat dat teleurstellings hulle onderkry nie. Ons sien in die boek van Rut, toe Naomi, 'n vrou wat regtig vasgestaan het in geloof vir 'n baie lang tyd, op 'n dag net opgegee het. En ons lees in Rut 1, vers 20 en 21. Toe antwoord sy hulle, noem my nie Naomi nie, noem my Mara, want die Almagtige het my bitterheid aangedoen. Vol het ek weggetrek, maar leeg het die Here my laat terugkom. Waarom sal julle my Naomi noem wanneer die Here teen my getuig het en die Almagtige my kwaad aangedoen het? Voel ons nie maar almal partykeer so nie, verbitterd, verslae, platgeslaan deur die lewe. Dit is net menslik om te wil opgee, maar hou moed, spreek jou siel aan en gee jou seer vir die Here. Laat hom toe om homself aan jou te openbaar, en hy gaan jou lei na waters waar rus is. Hemelse Vader, my Papa, ek het U so lief, en Here, my siel roep uit na U. Dag en nag raak die verlange na U net meer en meer. Here, soms voel dit asof U my in die woestyn ingelei het en U my daar alleen gelos het. Die warm gloed van mense se veroordelings brand blaas op my lyf
en hulle woorde klit so sand teen my lyf. Ek het seer gekry, Here. Ek is so teleurgesteld, en ek weet nie meer hoe om op te staan uit hierdie plek nie. Ek dink aan hoe ek U altyd gedien het. Here, hoe ek so naby U geleef het, en nou is ek alleen in hierdie doorwoestyn. Honger en dors na die lofenis van U liefde. Wees stil, my siel, en weet wie is God. Hy is magtig, alomteenwoordig. Daar is niks vir hom onmoontlik nie. Hy is liefde en genade, en hy sal my red. Dankie, Jesus, dat ek by U voete kan kom sit, en dat ek U voete kan kom was wanneer ek my hart oopbreek en al die seer daaruit loop. Dankie, Here, dat U genesende hand my vashou, en dat ek kan aanvaar wat gebeur het. Dat ek voel hoe die verbittering uit my hart uitloop, en ek gevul word met die Heilige Gees. Dankie, Here, dat U ons nooit alleen los nie. Here, dat U ons teen die bors vasdruk, en dat U vir ons rus gee. Ek loof en ek prys U naam, in die naam van Jesus Christus. Amen.